Hallo liewe Kiekskerksmaats, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is 'n groot voorreg om jou te mag verwelkom in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek hoop jy mag vanoggend hoor dat God vir jou sê genade en vrede vir jou. Maats, ons gaan net nou 'n stukkie saam lees uit die Bybel uit, 'n baie bekende gedeelte, baie bekende storie uit die Ou Testament uit. Maar voordat ons dit doen, gaan ons die Here saam loof en prys. So ek wil jou uitnooi waar ook al jy is om op te staan, om saam te sing, om die move saam te doen en om die Here te verheerlik. Want wat gebeur as ons hom verheerlik deur saam te sing? Is ons onthou op 'n baie diep vlak wie God is, want ons sing die liedjies, ons onthou dit en dan word ons herinner aan wie die Here is en dan word ons sommer net bemoedig. So kom ons loof die Here saam. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie dat ons vandag hier mag wees en dat U vir ons U woord gee, Here, dat ons daaruit kan leer uit die verhale van mense wat bestaan het baie duisende jare terug en dat ons mag sien dat hulle ook 'n pad met U gestap het. Here, help ons asseblief dat ons vandag U stem mag hoor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So maats, ek wil vandag vir jou 'n storie vertel van 'n baie bekende karakter in die Bybel en ek wil kyk of jy kan raai wie dit is. So nommer 1, eerste klou wat ek vir jou wil gee is hierdie persoon het 'n hele paar boeties gehad. Maar sy boeties was nie baie lief vir hom nie. Okay? So dis ons eerste klou. Die tweede klou was hierdie persoon het partykeer baie mooi aangetrek en het daarvan gehou om met sy klere te spog. Ek weet nie of jy dalk al klaar weet wie dit is nie. Derde klou, hierdie persoon het in Egipte gebly op 'n stadium. So ek weet nie of jy al weet wie dit is nie. Pause dalk gou die video en dan sê jy vir jou ma of pa of boetie of sussie wat langs jou sit wie jy dink hierdie persoon is. Okay, so jy het jou antwoord gegee vir die mense langs jou. Ek wonder of jy weet, maar hierdie persoon oor wie ons vandag gaan praat, sy naam is natuurlik Josef. Hy was 'n karakter in die Ou Testament gewees. Ons lees van sy lewe in die boek van Genesis, die eerste boek in die Bybel. Nou, Josef was 'n baie interessante karakter. Soos wat ek gesê het, hy was 'n seun gewees van Jakob en hy het 'n hele paar boeties gehad. Maar Josef was so bietjie van 'n brat gewees. Ek weet nie of ek dit mag sê in 'n kerkdiens, selfs op 'n aanlyn diensie, maar hy was 'n bietjie van 'n brat gewees. Hy was nie baie mooi gewees met sy boeties nie. Hy het vir sy boeties gesê dat hulle gaan eendag voor hom neerbuig en ek weet nie as jy 'n boetie of 'n sussie het nie en jou boetie en sussie sê dit vir jou, ek sou nie baie impressed gewees het as my sissies dit vir my gesê het nie. Maar dit was Josef gewees. En wat toe gebeur in Josef se lewe? Hy was regtig ongeskik gewees met sy boeties en sy boeties was toe ook nie die beste mense ooit gewees nie. En wat toe gebeur is, op 'n slag, toe gooi hulle hom in 'n put gewees, in 'n diep gat, en hulle los hom daar. En hulle dog toe, okay, nou hoef ons nie meer hierdie boetie van ons met sy aapstertstreke, hoef ons nie meer daarmee te deel nie. En wat toe gebeur is, Josef word toe opgetel deur slawehandelaars en hy kom toe al die pad tot in Egipte. En wat toe in Egipte gebeur, die Here was goed vir Josef gewees, want
Hy kom toe en hy werk toe vir 'n man met die naam Potifar. En in hierdie persoon se huis het hy baie goeie werk gedoen en dit het regtig goed gegaan met hom. Maar wat toe gebeur is Josef se storie is op en af en op en af en ek vertel nou verder van dit. Maar Josef was toe in 'n man met die naam Potifar se huis. Die man was baie ryk geweest en Josef het toe baie goed gedoen en het goed gewerk vir hierdie man. Maar wat toe gebeur is toe was daar 'n insident waar saam met Potifar se vrou waar Josef toe beskuldig word van iets wat hy nie regtig gedoen het nie en hy word toe somme net so in die tronk gegooi. Dit was verskriklik. Nou en toe Josef in die tronk was, dink ek nie was hy 'n baie happy chappy gewees nie, maar ons sien selfs in die tronk het hy nog steeds die Here gedien en was hy regtig iemand met wysheid. En wat toe gebeur in die tronk is hy was toe baie getrou gewees in die tronk en toe gee hy 'n profesie aan die farao, die leier van die Egiptenare. En wat toe gebeur, of die profesie kom toe by die farao uit en wat toe gebeur, Josef word toe uit die tronk uitgehaal en op die ou end word hy aangestel as die second in command van Egipte, die tweede belangrikste persoon van Egipte. Nou ek gee vir jou 'n baie verkorte weergawe van hierdie storie. Dis 'n baie lang storie van Josef, maar ons sien hierdie op en af en op en af en op en af. Ek weet nie of jy onthou aan die begin van die verhaal het ek vertel dat Josef se boeties hom in 'n put gegooi het nie. Nou wat toe gebeur, baie jare later toe Josef in Egipte is, wat toe gebeur is daar's toe 'n hongersnood, 'n droogte reg oor daardie area waar Josef gebly het en ook in die land waar sy boeties gebly het en hulle kom toe Egipte toe om kos te kry. En Josef was die persoon wat verantwoordelik daarvoor was, want hy het vooruit gedink, want God het hom 'n visie gegee dat daar droogte gaan wees en dat hulle moet voorberei vir dit. So al die mense kom toe na Josef toe. Wat gebeur toe? Josef se boeties kom toe op die ouend voor hom en vra of hulle kos kan kry. En hulle besef toe nie dat dit Josef is nie. En dis waar ons vandag onsself bevind in Genesis 45. En Josef sê toe vir sy boeties, dis julle boetie Josef. En hoor dan wat sê hy vir hulle. Hy sê, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moenie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om julle lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie nie aan die dood sal ontkom nie. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. En hoor wat sê Josef later in Genesis 50. Hy sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou my daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. So dis nou 'n mondvol maats hierdie storie van Josef. En ek seker jy het al die storie van Josef gehoor. Maar wat leer ons uit hierdie storie uit? Ek wil vir jou 3 baie eenvoudige gedagtes deel. Die eerste ding wat ons leer uit Josef se storie uit is ons moet vergewe soos Josef. Toe Josef in die tronk was, toe hy in die put was dit donker tye van sy lewe. Maar wat het hy gedoen toe hy daar uitkom? Hy het vergewe, hy het gekies om sy broers wat baie lelik met hom was om hulle te vergewe. En die Here roep dieselfde van ons, omdat ek en jy reeds vergewe is deur Jesus se werk aan die kruis, kan ons ook ander mense vergewe. So dis die eerste ding wat ons hierso leer. Die tweede ding wat ons leer uit Josef se verhaal uit, is die feit dat God saam met sy kinders was. Ek het genoem dat Josef, hy was verkoop in slawerny, hy was in die tronk gewees, regtig moeilike tye gewees, maar God was al die pad met hom gewees. God was altyd by hom en saam met hom gewees en hy het hom nooit laat gaan nie. Die derde en laaste ding wat ons leer uit Josef se storie is dat God red mense. Die Here het vir Josef gered, nommer 1, en hy het gesien maar sy kind kry swaar en hy het hom gered. Maar hy het nie net vir Josef gered nie. Hy het Josef, sy boeties wat baie stout was en wat hom verkoop het en regtig ongeskik en lelik teenoor Josef opgetree het. God het hulle ook gered. En God het die hele nasie van Egipte en baie van die mense in die omgewing rondom Egipte ook kon red. So God is lief vir sy kinders en hy is lief vir ons en hy het 'n plan vir my en jou. So ek wil jou vandag bemoedig, dalk voel jy die lewe is swaar
Ek weet jy skryf nou waarskynlik amper eksamen en dit is maar taaf. Dalk gaan dinge nie so goed by die huis nie, maar ek hoop dat jy uit die storie van Josef mag leer dat God saam met jou is, dat hy jou nooit sal verlaat nie en dat hy regtig 'n plan vir jou lewe het. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons uit hierdie storie mag leer dat ons ander mense moet vergewe, dat U saam met ons is en dat U ons red. En Here, dankie vir U woord en ek bid sommer sal U ons help om in die omstandighede waar ons nou is, dat ons U mag verheerlik en dat ons getrou mag wees aan die dinge wat U ons toeroep. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Maats, ek hoop vandag se boodskap het jou bemoedig dat jy mag hoor dat jy nooit alleen is nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met jou wees in hierdie week. Amen.